17 Julie. Moedige manne nodig. Die moed van gehoorsaamheid gedemonstreer. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. Genesis 22 vers 12. Abram, gehoorsaam aan die goddelike bevel, onderneem sy reis met Isak aan sy sy. Voor hom sien hy die berg wat God beloof het om aan te dui as die plek waar hy moes offer. Hy haal die hout van sy diensknegt se skouers af en sit dit op Isak, die een wat geoffer moet word. Hy omgord sy siel met vastigheid en pynlike erns, gereed vir die werk wat God van hom eis. Met 'n hart wat breek en met ontsnede hand neem hy die vuur. En Isak vra, Vader, hier is die vuur en die hout, maar waar is die brandoffer? Maar ag, Abram kan hom nie nou vertel nie. Vader en seun bou die altaar, en die vreeslike oomblik breek aan vir Abram om aan Isak bekend te maak wat gedurende daardie lang reis in sy siel gewoer het, dat Isak self die brandoffer is. Isak is nie 'n seun nie, hy is 'n volgroeide jongman. Hy kon geweier het om hom aan sy vader se plan te onderwerp as hy wou. Hy beskuldig nie sy vader van kranksinnigheid nie, nog minder probeer hy om ooreed om van sy plan af te sien. Hy onderwerp hom, hy glo in die liefde van sy vader en dat hy nie hierdie vreeslike offer van sy enigste seun sou bring, as God hom nie beveel het om dit te doen nie. Isak word deur die bewende, liefdevolle hande van sy bejammerdende vader vasgebind, omdat God so gesê het. Die seun gee hom oor om geoffer te word, omdat hy in die opregtheid van sy vader glo. Maar sodra alles gereed is, sodra die geloof van die vader en die oorgawe van die seun ten volle beproef is, hou die engel van God die hand wat oorgehaal is om die seun te slag, en deel hy Abram mee, dat dit genoeg is. Om God gewilliglik en onder alle omstandighede gehoorsaam te wees, vereis geweldige moed. Ons kan Christus alleenlik ken deur hom lief te hê en hom te gehoorsaam. Die Here roep om dapper manne wat nie sal val of mismoedig sal word nie.